Goeiemôre almal en baie welkom by vanoggend se online diens. Ek hoop dat julle 'n heerlike dag het en dat jy, wanneer jy ook al hierdie boodskap kyk, dat jy ook sommer net regtig deur die Gees van God dalk geïnspireer sal word, dalk uitgedaag sal word om waaroor ons vandag gesels, dalk bietjie dieper te gaan dink en dalk miskien die Gees van God te vertrou om dit wat in jou hart te moet verander, dalk te moet verander. Maar voor ons begin, kom ons bid saam en kom ons vra dat die Gees van God vanoggend in elkeen van ons sal werk. Here Jesus, U het U Heilige Gees vir ons gegee as 'n helper en as 'n raadgewer en 'n leier. En Here, ons wil bid vanoggend dat wanneer ons na U woord kyk en oor hierdie tema verder gesels van 'n plek waar almal welkom is, 'n plek vir almal, dat U ons harte sal so voorberei, sodat ons werklik in ons persoonlike lewens, ook in ons geloofsfamilie, 'n plek sal wees, waar almal regtig sal welkom kan voel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het verlede week gesels oor die tema 'n plek vir almal. Ons het gesels oor hoe ons as 'n geloofsgemeenskap dit vir mense maklik kan maak om deel te word van ons kerk, of deel te word van, hoe ek al van nou moet noem, ons geloofsfamilie. Nou julle moet verstaan, dis een ding om te sê, almal is welkom. Baie van ons sê dit altyd, en baie van ons dink ons bedoel dit, maar in ons eie lewens en in kerke baie keer is daar hierdie fynskrif wat ons partykeer bewustelik of onbewustelik opstel. En dit dikwels veroorsaak hierdie fynskrif in ons lewens dat die kerk nie regtig 'n plek is waar enigiemand sommer aan die tafel kan kom sit nie. Daar's dikwels hierdie ongesproke wagkamers waardeur mense moet gaan. En dit gee eintlik die boodskap, almal is net welkom as hulle presies soos ons is. Of as almal dalk tot op hierdie plek gekom het, dan is hulle welkom om aan hierdie tafel te kom sit. Ons kan nie sê ons geloofsfamilie is 'n plek waar almal welkom is en waar ons almal verwelkom nie. En dan is dit half asof ons mense afskrik en asof ons hulle verlede teen hulle hou. Hulle voldoen nie aan ons standaarde nie. En daarom moet ons versigtig wees dat fynskrif nie ons strewe na 'n plek waar almal welkom is, 'n plek vir almal aan ons tafel is, verhoed dat mense aan ons tafel kan kom sit nie. Nou, dit beteken nie dat ons nie die pad wat van ons gevra word tot heiligmaking ernstig opneem nie. Dit beteken nie ons ignoreer die feit dat daar lewensverandering moet plaasvind as jy besluit om Jesus te volg nie. As ons mense nooi om aan die tafel saam met ons te kom sit, waar ons 'n plek vir almal het, nooi ons hulle om saam met ons na Jesus te kyk. Om saam met ons te vertrou dat die Heilige Gees transformasie in daai mense se lewens sal bereik. Julle, ek het nog nie heiligmaking bereik nie, ver daarvan. Maar God se genade is groot en ek is op hierdie proses wat God my begelei deur goed in my lewe uit te wys deur sy Gees. Ek sal seker nie aan die tafel kan sit as daar die hele tyd fynskrif is nie. As julle weet waarmee ek sukkel, waarmee ek in die verlede gesukkel het en waardeur die Here my al gehelp het nie, wonder ek of jy my aan jou tafel sou laat sit het. Kom ons gebruik 'n eenvoudige voorbeeld. Is 'n gym gemaak vir fikse mense? Of is dit ook gemaak vir mense soos ek wat 'n bietjie gewig moet verloor? Dalk bietjie baie. Natuurlik is 'n gym nie net gemaak vir die fikse mense nie. Ek dink dit sou 'n ontsettende slegte besigheidsplan gewees het van Virgin Active as hulle strategie gesê het, net as jy fiks is, as jou hartklop 'n sekere
hoogte bereik of op 'n sekere rustende toestand is, dan is jy welkom. Of as jou BMI op 'n sekere plek is, dan kan jy by ons gym aansluit. So 'n slegte besigheidsplan gewees het. Natuurlik is dit nie Virgin Active werk nie. En op dieselfde manier moet ons geloofsfamilie wees. Ons moet mense ongeag van hulle lewensreëls, ongeag van hulle huidige geloofstoestand, ongeag van hulle verlede, maak nie saak hoe sleg of wil dit was nie, moet ons met oop arms ontvang. Ons moet hulle innooi, sodat hulle ook saam met ons op hierdie pad kan gaan. Ek het verlede week vertel van 'n persoon wat 'n tatoeëerkunstenaar was, en in sy vorige lewe net voor die tronk gedraai het, en toe tot die Here gekom het, en sy getuienis gelewer het by 'n kerk, en iemand van hom vra, hoe kan jy jouself 'n kind van God noem? Julle as dit ooit in ons geloofsfamilie gesê moet word, sal my hart breek. Ek gee nie om hoeveel tattoos jy het nie. Kyk hierso, ek het tattoos. Maar my tattoos vertel 'n storie van wie Christus vir my is. Ek gee nie om hoe moeilik iemand se verlede is, of hoe erg ek dink of jy dink hulle lewe was, en hoe ver hulle dalk van God was nie. God vra van ons, nooi hulle in. Laat hulle weet hulle is welkom in 'n geloofsfamilie wat saam met hulle wil reis. Dit is moeilik om te verstaan nie. Ons kan maar net na Jesus gaan kyk, die perfekte voorbeeld van hoe hy mense ingetrek het. Ons noem dit sommer in sy binnekring in. Hoe hy ongewenste mense ingenooi het om langs hom te sit. Ons hoef nie ver te kyk nie, ons kan kyk na Maria Magdalena. Maria Magdalena was besete deur demone. Dis iets wat haar in die Joodse tradisie onrein sou laat lyk in mense se oë. Godsdienstige leiers sou niks met haar te doen wou gehad het nie. Om dit nog erger te maak, sy was 'n vrou gewees, en in daardie tyd was haar maar dikwels neergekyk op vroue. Hulle rol in hulle samelewing was beperk gewees, en beperk tot wat hulle mag sê en wat hulle mag doen. Maar Jesus sê vir Magdalena, kom loop saam met my. Kom volg my. Kom sit aan tafel saam met my. Ons lees in Lukas 8 vers 1 tot 2. Kort daarna het Jesus deur die een stad en dorp na die ander gereis, om te preek en die evangelie van die koninkryk van God te verkondig. Die 12 het saam met hom gereis, en ook 'n aantal vroue, wat van bose geeste en siektes genees is, naamlik Maria, wat bekend was as Magdalena, uit wie 7 demone uitgegaan het. En vanoggend se preek gaan nie oor die demone of besetigheid nie, maar dit gaan oor Jesus, wat hierdie vrou, wat as so ongewens beskou sou gewees het, nadat sy hom ontmoet het en besluit het sy wil haar lewe verander, ingenooi het, en Jesus gesê het, loop saam met my. Of kom ons vat Matteus as tollenaar. Matteus die tollenaar as 'n voorbeeld. Dis die eerste boek in die Nuwe Testament, dis waar die storie begin by die verhaal van 'n tollenaar, wat deel van Jesus se 12 was, wat hom gevolg het. Nou tollenaars was berig vir hulle korrupte maniere. Hulle het belasting ingesamel vir die Romeinse regering, en heel dikwels was dit op ongewenste maniere. Die Romeine sou 10% belasting gevra het wat hulle wou hê, en dan sou die tollenaars vir die mense 20% gevra het. Maar Jesus sien Matteus, en hy sê eenvoudig vir hom, in Matteus 9 vers 9 tot 13, volg my. En toe Matteus Jesus gevolg het, het ander tollenaars en sondaars gevolg. Kom ons lees Matteus 9. Toe Jesus van daar af verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus, wat by 'n tolhuis gesit het, en sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. Toe hy in die huis vir ete aanleen, het daar onverwags ook baie tollenaars en sondaars opgedaag,
en saam met Jesus en sy disippels vir ete aangeleen. Die Fariseërs het dit gesien en vir die disippels gevra, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Gaan leer wat beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Ek het immers nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Dit het die godsdienstige leiers geskok. Maar Jesus sê vir hulle basies, gesonde mense het nie dokters nodig nie, maar siekes wel. Granendal gemeente, ons geloofsfamilie is nie net vir perfektes nie. Inteendeel, dit is vir die ongewenstes, vir die nie perfektes nie. Mense wat in 'n proses is om gesond te raak, van dinge wat met hulle in hulle verlede gebeur het, van dinge wat dalk op die oomblik in hulle lewe aan die gang is waardeur hulle worstel. En ons moet nooit die deur toemaak vir mense wat na gemeenskap smag nie. Ek dink ons partykeer, ons is ouliker as hulle. As Jesus Christus, die volmaakte lam van God, die volmaakte lam van God wat geen sonde gehad het nie, 'n plek maak vir die ongewenste mense en die mense wat in die samelewing verwerp is, hoe kan ons dink dat ons anders kan wees? Jesus is tog die perfekte voorbeeld vir ons. En weet jy wat? As jy sukkel om jou hart oop te maak vir die ongewenste mense, die mense wie jy dalk as ongewens beskou, wat nie by hierdie tafel hoort nie, dan is jy ook welkom in hierdie gemeenskap. Jy is welkom in hierdie familie, sodat die Gees van God met jou kan stap. Dat jy in ons geloofsfamilie kan leer van hoe ons saam met ons gebrokenheid, saam met ons ongewensthede, streef daarna om heilig in God se teenwoordigheid te leef, om meer gevorm te word na die beeld van Jesus Christus. Want die waarheid is, ons almal is ongewens. Niemand van ons is regverdig nie. Ons almal is sondaars. Ek, Arno Matthäus, is 'n sondaar. Jy is 'n sondaar. Ek en jy val kort van God se heerlikheid. Romeine 3 vers 23 tot 26 sê dit so mooi. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daar gestel as versoeningsoffer, wat deur die geloof verkry word, as 'n bewys van sy geregtigheid. Want so het hy in sy verdraagsaamheid die sondes wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys om so regverdig te wees en die wat in Jesus glo, regverdig verklaar. Dit is net deur God se genade dat ek en jy by die tafel kan sit. Dit is net deur hierdie genade van God dat daar 'n plek vir ons is. Dit is net deur God se genade wat ons 'n plek vir ander kan maak om saam met ons by die tafel kan sit. Hierdie genade is vir almal gegee. Almal gegee. Jy moet dit net aanvaar. En jy moet dit aanvaar as ander mense wat dalk nie jou prentjie pas nie, dit ook aanvaar en saam met hulle aan tafel sit as 'n broer of 'n suster. Hierdie genade is nie net vir 'n perfekte klompie mense gegee nie. Ek wil klaarmaak en vir jou sê my gedagtes rondom wat dit prakties vir ons as kerk beteken. Die eerste een is, waarheid is ons uitnodiging. As ons sê dat almal welkom is, moet ons werklik seker maak
dat ons optrede dit weerspieël. Die kerk moet in alle aspekte inklusief wees. Die tweede een is genade bo verdienste. Niemand verdien om deel te wees van God se tafel nie. Ons almal is hier deur genade. En ons het ander met dieselfde genade ontmoet. Derde een is ruimte vir transformasie. Ons aanvaar mense soos hulle is, maar ons vertrou dat die Heilige Gees saam met hulle werk en hulle lewens sal transformeer. Die vierde een is 'n gemeenskap vir almal. Ons het 'n ruimte skep waar mense met verskillende agtergronde, verlede en ervarings gelyk verwelkom kan word. Vyfde een, erkenning van ons onvolmaaktheid. Selfs al sukkel iemand om ander te aanvaar, is hulle steeds welkom, want ons almal is in 'n proses van groei en genade. En laaste een is Jesus se voorbeeld. Soos ons gesien het in die verhale van Maria en Matteus, het Jesus radikale aanvaarding getoon. En ons moet almal sy voorbeeld volg. Prakties beteken dit dat ons as kerk, ons as 'n geloofsfamilie, jy as 'n volgeling van Jesus, voortdurend moet evalueer of ons strukture, of ons geloofsfamilie se kultuur, of jou kultuur, of ons geloofsfamilie se houdings, of jou houding, werklike plek maak vir almal om welkom te wees. Dit kan nie net in teorie wees nie, maar dit moet 'n werklikheid wees. Is ons so? Nie heeltemal nie. Probeer ons om so te wees? Definitief. Want ons droom as geloofsfamilie, ons droom as gemeente, as kerk, noem dit wat jy wil, so 'n plek te wees waar enigiemand kan inkom. Maak nie saak van hulle verlede nie, maak nie saak van hulle verlede nie, maar om saam met ons te kom sit by die tafel van Jesus, sodat sy Gees ons almal kan transformeer. Kom ons bid saam. Here Jesus, sal U help deur die kragtige werking van die Heilige Gees dat ons woorde en ons dade dieselfde sal wees. Mag die Gees ons elkeen begelei om te leef as mense wat deure oopmaak en mense innooi om deel van U te word. Om 'n plek te wees waar mense kan kom en gemeenskap ervaar en saam met ander ongewenste gelowiges deur die Heilige Gees gelei kan word en getransformeer kan word, al hoe meer na die beeld van God en Jesus Christus. Heilige Gees, as hierdie boodskap mense ontstel vanoggend, bid ek dat U in hulle lig sal bring, dat hulle die waarheid sal sien en die besef sal ontvang dat as ongewenstes hulle ander ook in kan nooi wat hulle as ongewens sien. Maar Here, dat ons nie sal vashou aan ons ongewenstheid nie, maar dat ons sal weet dat in Jesus Christus ons meer as oorwinnaars is en dat as ons in hierdie proses ingaan om getransformeer te word deur die bloed van Jesus en die Gees van God, dat ons saam op hierdie reis sal wees. Mekaar sal ondersteun, mekaar sal omhels en mekaar sal lief hê. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ek hoop dat jy in hierdie volgende week God se teenwoordigheid sal beleef. Ek bid dat jy in hierdie week jou hart en jou oë en jou lewe sal oopmaak vir ander ongewenstes en vir hulle dalk nooi na 'n plek waar hulle Jesus Christus kan ontmoet. Amen. Volgende week sien ons mekaar weer by Kiro Uitsig vir 'n in-persoon diens en die lekker ding is, na die tyd hou ons piknik. Lekker gemeente piknik na die diens, so bring vir jou 'n kombers, 'n kampstoel saam, bring vir jou eetgoed saam en kom ons kuier as geloofsfamilie lekker saam volgende Sondag. En kom ons wees 'n oop tafel waar almal welkom is. Mag julle 'n heerlike week hê en mag die genade van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees. Amen.